Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. As hy kom op die wolke van die hemele, elke oog sal hom sien, elke tong sal bely. As hy kom van die hemele, elke knie sal voor hom buig, ons koning regeer. Goeiedag vriende, baie welkom by Familiekerk se aanlyn diens. Dis vir my lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Dan weet jy, ek het die afgelope ruk gewonder of jy skaam is oor iets. Of jy dit ook oor iets gedoen het wat jy skaam is, en of iemand anders iets aan jou gedoen het wat jou skaam maak. Omstandighede in was wat jy skaam gekry het nie. Maar hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek dat baie van die dinge wat ons doen, baie van ons reaksies in omstandighede,
baie van ons manier om teenoor ander mense te reageer of op te tree, het te doen met skaamheid. Dink 'n bietjie oor daai ene. Ek wil met jou deel, jare gelede is ek geskei. En ek was altyd lief vir Jesus. So vir my, om daai besluit te geneem het om te skei, was geweldig erg. En ek het ongelooflik skaam gewees teenoor ander mense, maar ook teenoor God. Ek het regtig gevoel, hoe hartseer moes ek hom nie maak nie. Alhoewel ek op daai omstandighede waarin ek was, net nie anders kon nie. Maar hier's die ding, wat die gevolg, direkte gevolg was, van hoe ek oor die hele situasie gevoel het. Kom ek stel dit so, een van my beste eienskappe sou ek dink, is dat ek baie omgee vir mense. Ek gee geweldig vir jou om, en ek wil graag jou omstandighede verbeter as ek kan, en ek wil jou help as ek kan, ek wil raad gee as ek kan, en ek sal saam met jou wil bid as ek kan. Dis die goeie deel van hierdie eienskap wat ek het. Maar die slegte deel daarvan is, het ook 'n slegte kant, ja. Want wanneer ek nie in staat is om jou te kon help nie, wanneer ek nie by iemand kon uitkom wat my nodig het nie, of wanneer my hulp nie reg was nie, weet jy wat was die gevolg? Ek het dadelik gedink, maar dis omdat ek geskei is. Ek kan niks vir God vra nie, want wie gaan nou na my luister? Wat se hulp kan ek vir iemand anders gee? Hoe kan ek, wat 'n huwelik nie kon suksesvol volvoer nie, hoe kan ek iemand anders help? En in daai skaam wees, het ek nie gedoen wat God wou hê ek moes doen nie. Ek kon nie my volle potensiaal uitleef nie, want ek was gedurig onder hierdie skaamte. Ek het sommer gewonder, as jy in jou eie lewe dink, is daar nie ook sulke situasies wat by jou opkom vandag nie. Maar gelukkig is daar 'n gelukkig in my storie. Here Jesus het my regtig kom verander, en ek gaan jou nou daarvan vertel. Daar is genesing vir jou skaamheid. Dit is wat my hele boodskap vandag vir jou is. Maar ek wil jou gou nooi om saam met my te gaan na Genesis toe. Daar waar ons van Adam en Eva lees in die tuin van Eden. God het die volmaakte prentjie. Hy het hierdie plek geskep met hierdie pragtige diere. Elke dier het sy eie bedekking gehad. Byvoorbeeld die visse het skubbe, die voëls het vere, die jakkals het pelse. En God skep die kroon van sy skepping, die mens. En hulle is direk onder God se bedekking. In Engels is die woord covering vir my so sprekend, to be under God's covering. Hulle was dit eenvoudig direk. So dit nie nodig gehad om klere aan te trek nie. Ons lees hierdie gedeelte in Genesis 2 waar daar staan, hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Hoe amazing moes dit nie wees nie. Hulle was sorgvry, hulle kon vrye toegang hê tot God, enige tyd, enige plek, enige tyd van die dag. Maar toe, soos jy die storie ken, kom jou duiwel in die vorm van 'n slang, en hy kry vir Eva eendag alleen. En hy sê, "Hoekom eet jy nie van hierdie vrug in die middel van die tuin? Kyk hoe lekker lyk dit." En sy sê sommer in my eie woorde wat ek nou hier aanlas, en sy sê vir hom, "Nee, God het gesê ons kan nie daarvan eet nie, want ons sal doodgaan." Die duiwel sê, "Nee, jy gaan nie doodgaan nie, jy gaan so slim word soos God. Kyk, hoekom kan jy nie daarvan eet nie?" En sy vat en sy eet, en sy gee vir Adam en hy eet. Jy sien, die sonde het toe in die wêreld gekom. Dis waar dit alles begin het. Maar nie omdat hulle geëet het nie, maar omdat hulle ongehoorsaam was. En ek en jy mis daai deel. Dat sonde, as jy nou mooi dink, in alle vorme van sonde, dis as gevolg van ongehoorsaamheid. Nou is ek ongehoorsaam, ek doen sonde. En om my sonde te regverdig, praat ek baie, ek beredeneer dit, dat my situasie nou reg en beter klink en lyk. En dan in die vorm, is dit 'n vorm van rebellie, wat dan insluip in ons lewe. En op jou moment is ons ongelukkig. Ons is skaam. Ons is self skaam, en ons is soms skaam en kwaad vir God of vir ander mense. Dis die kettingreaksie, as gevolg van ongehoorsaamheid. Nou ja, die oomblik toe Adam en Eva sondig, ervaar hulle skaamte, né? So erg, dat hulle dadelik vir hulle self klere maak van vyeblare, om hulle skaamte toe te maak. En hulle kruip vir God weg. Nee, is dit nie hoe ek en jy ook maar doen nie? Die oomblik as ons iets verkeerd doen, dan kruip ons weg vir God. As het ware, ons lees nie Bybel nie, ons bid nie, ons gaan nie kerk toe nie. Ons is skaam. En weet jy, eintlik is hierdie skaamheid
op die ou einde die identiteitskrisis wat ek en jy het. Jy weet, hoe kan God vir my lief wees? Hoe kan ander mense vir my lief wees? En om dit te verdoesel, doen ons goeders om ons te help om dit te verdoesel. Ons begryp ons aan drank, of aan pille, of pornografiese kykmateriaal, of net sosiale media, wat ons aanhoudend na ander goed kan kyk, en ander mense, en dan vergeet ons van onsself. Of ons optrede is hoogwaardig, of minderwaardig, of ek weet nie hoe nie, maar daar is baie goeders wat hier uitvloei. Jy sal weet wat jou probleem hier is. Maar hier is die ding, die identiteitskrisis is nie van God af nie. Jou skaamwees is nie van God af nie. Want dit voel vir my, daar is 'n verskil tussen 'n skuldgevoel en 'n skaamte. 'n Skuldgevoel is wat ek voel wanneer ek iets verkeerd gedoen het. Maar 'n skaamgevoel, 'n skaamte, het met myself te doen. Ek voel ontoereikend, ek voel as mens nie goed genoeg nie. Ek is sondig, ek is 'n niks werd. Iemand het nou eendag gesê ek is useless. Weet jy, niemand is useless voor God se oë nie. Dis wat die ou duiwel in ons koppe sit. Dit kom nie van die Here af nie. Ek lees hierdie aanhaling van Brené Brown en ek wil dit graag vir jou lees. Luister baie mooi wat hier staan. Shame is the intensely painful feeling of experience of believing we are flawed and therefore unworthy of love and belonging. Daai dink van, hoe kan God my lief hê? Something we've experienced, done, or failed to do makes us unworthy of connection. Ja, as dit vandag is so jy voel, weet jy, of dit is as gevolg van goed wat jy gedoen het, wat jou in skaamte laat, en of dit is as gevolg van iets wat ander mense aan jou gedoen het, molestering, verbale aftakeling, aanranding, wat jy ook al mee te doen gehad het in jou lewe, dit het als 'n gevolg van skaamte, selfskaam, identiteitskrisis. Ek is nie goed genoeg nie. Dan wil ek vir jou vandag sê, dit is nie van die Here af nie. Daar is 'n oplossing, daar is 'n antwoord. Ek is so dankbaar dat ek dit met jou kan deel, maar ek wil net eers gou weer vir jou terugvat na Adam en Eva toe. Toe hulle so wegkruip vir God, het God so, hy het hulle nie gelos nie, hy het hulle geroep. Ons lees waar God op 'n kol vir Adam roep en sê, Adam, waar is jy? Nie net omdat hy nie geweet het waar hy is nie, nie omdat God nie geweet het wat hulle gedoen het nie, hy het hulle geroep, omdat hy met hulle 'n gesprek wil hê. Dis mos so, as ons iemand anders roep, dan is dit omdat daar 'n gesprek gaan volg. Dieselfde het God hier gedoen, want hy wou met hulle praat. Hy wil miskien hoor wat is hulle bekentenis, maar hy wil hulle nooi, ek is so lief vir jou, ek gaan jou mos nie los nie, waar is jy? En Adam en Eva kom en hulle sê, Here, sê Adam, die vrou het vir my dat hierdie vrug eet, en nou sy kaal. Eva sê, Here, die slang het my dit gedoen. Jy weet daai, blaming the other person, ons is mos ook so, ons passing the buck. En dan is daar ongelukkig gevolge van as ons verkeerd gedoen het. In my geval, die gevolg van 'n egskeiding is dat daar nie meer die huis is nie, dat kinders kan nie meer kom na 'n ma en 'n pa in 'n huis nie. Hy's nou gebreek. Daai verbinding is gebreek. Dis 'n baie slegte gevolg terloops. As jy dink oor egskeiding, dink 12 keer. Bid werklik daaroor. Want daai skeiding is baie erg. Dit verhoog jou gevoel van skaamwees. Maar in hulle geval was daar 'n gevolg. Ek kan nie jou los in die tuin nie. Sê God, want net nou eet jy nog van die ander boom. En dis nie wat ek vir jou lewe wil hê nou nie. En hulle moes uit en hulle moes gaan werk vir hulle kos en babas kry in pyn. Maar hier's weer God se liefde. Hy het hulle nie gelos nie. Hy vat 'n onskuldige dier en hy gebruik die pels om vir hulle nuwe klere te maak. En dis die ding waar my genesing gelê het. En dit is die ding wat ek vandag voor jou wil bring. By Jesus Christus is daar genesing. Daardie gedeelte waar God die onskuldige dier gebruik het om sy pels te gebruik om vir hulle klere te maak, is die eerste heenwyse. God het klaar die plan gehad vir die hele mensdom. Dit was sy heenwyse na Jesus Christus, wat aan 'n kruis sou sterf. Sy lam, die onskuldige lam, sodat ek en jy gered kan word. Sodat ek en jy, as ons hom aanneem, dat ons 'n ewige lewe saam met God kan hê. Dis ons redding. God het dit al reeds daar vasgemaak. Met 'n onskuldige dier, toe kon Adam en Eva onder die bedekking leef wat God vir hulle gegee het. Hy was die hele tyd by hulle, hy was nog altyd lief vir hulle. En dit is waar God met my en jou is vandag, in ons skaamwees van ons verkeerde goed wat ons gedoen het, is hy nog altyd lief vir jou.
Ons is nou onder die direkte covering, die bedekking van die bloed van Jesus Christus, as jy Jesus aangeneem het. Ook wat jy het hom in jou hart ingenooi. Op hierdie oomblik doen sommer nou, ja, Here Jesus, kom woon in my hart. Dan kan ek jou waarborg, is jy onder God se dekking, under his covering. En hy sal vir jou sorg. Hy sal mooi met jou die pad stap. Hy sal mooi vir jou wys waar jy moet leef, wat jy moet doen, hoe jou pad moet loop. En hoe meer jy by hom is, hoe meer en sterker gaan jou emosie en gevoel en wete wees, ek wil luister wat God vir my sê. Ek gaan nog altyd sonde doen, want ons is mens. As in ons vlees sê die Here vir ons, gaan ons sonde doen, en hy sê vir ons, in hierdie wêreld gaan slegte goed gebeur, maar waar is my en jou fokus? Ek wil jou nooi, want dit het vir my gewerk, om die fokus weg te vat van jouself, en plaas dit direk op Jesus Christus. Want as jy dit doen, dan gaan jy raak sien die bloed wat hy gestort het vir jou sonde. Hoe hy jou skoon gewas het daarmee. Dat hy in sy woord sê, hy dink nie eers weer aan jou sondes nie, dit is so ver soos die ooste en die weste van mekaar af. Dat hy vir jou kom sê, my kind, ek is so lief vir jou, al die hare op jou kop is getel, jou naam is in my handpalms gegraveer, jy is vir my kosbaar. You are wonderfully and fearfully made, lees ons in die psalms. En dis wat God vir my en jou kom sê, so lief het hy jou. Hy weet van jou sonde, prakties, bely dit voor hom. Want is ons nie geneig om in ons sonde, wat ons doen, en ons moet hierdie gees van performance, alles wat ek doen is perfek, om ons skaamte te verdoesel. Of ons kom by 'n plek wat ek so krities is op myself, en oorkrities op ander mense, want al die foute wat ek in ander mense sien, is eintlik maar my eie skaam wees. Of ons kom by 'n plek, waar ons sommer al klaar moet opgee nog voordat ons iets probeer doen het, voordat ons gewaag het. Ag, ek gaan nie die pos kry nie, want wie gaan my nou aanstel? Ag, ek gaan nie 'n man of 'n vrou kry nie, want wie sal in my belangstel? Wie sal vir my lief wees? Nee, ek kan nie daardie ding regkry nie, want ek is te hopeloos. Ek is te lelik, of ek is te vet, of ek is te maar, of ek is nie slim genoeg nie. Nee, ek kan nie gaan verder studeer nie, want ek kan nie dit doen nie, ek sal nie daai goed kan leer nie. Nee, Jesus Christus het klaar die prys betaal, ongeag wie of wat met jou lewe gebeur het, wat jy gedoen het. Prakties kan ek jou help met die volgende, om vir jou te sê, weet jy, gaan sit en bedink, waar is die oomblik in jou lewe, waar skaamte ingekruip het, in jou gedagtewêreld, of in jou menswees. Gaan dink daaroor waar dit is, en gee dit voor God. Of as iemand anders as aan jou gedoen het, wat vir jou in daai skaamteposisie gebring het, sê dit vir Jesus, sê dit hardop. Sê vir hom hoe kwaad is jy vir daai geleentheid, maar vra vir hom om jou vrede te gee. Nog 'n praktiese ding is om jou tydslyn te maak van jou lewe en te dink en neer te skryf vir jou elke plek waar jy kan onthou jy skaam gevoel het. Lê dit voor Jesus se voete. Bedink daaroor, bid sy bloed daaroor en vergewe, spreek vry as dit ander mense is. Dit gaan nie oor daai mense nie, dit gaan oor jou en jou siel en jou gees. Ek kan jou waarborg, die wat iets aan jou verkeerd gedoen het, die Here God sal hulle uitsorteer. Hy sê dit vir ons in sy woord, ek het dit ervaar, dit gebeur so. Hoorie vriende, ek en jy hoef ons nie te bekommer oor ander mense wat ons te nakom nie. Stap weg as jy kan wegstap. Kry hulp as jy kan hulp kry. Daar's altyd hulp, maar kom by Jesus uit. Nooi hom in jou hart, kom by sy woord uit, raak stil, dat jy hom as dit ware die Heilige Gees binne in jou kan hoor praat. Lees sy woord, want dis hoe jy hom leer ken. Raak bewus van sy stem in jou gees. Maar jy en ek moet 'n keuse maak. Ek kan nie my elke keer oorgee aan die slegte gedagtes of die minderwaardige gedagtes of die skaamheid nie. Want daar's genesing vir jou skaamheid. As jy dit gevat het, dan moet jy dit uitspreek. Dan sê jy dankie en jy bid dit oor jouself elke dag. Dis 'n groeiproses. Dis nie eens klaps as jy ontslaaf van al daai gedagtes nie. Dit gebeur hoe meer ek my woord lees, hoe meer ek God se woord lees, hoe meer ek met hom daaroor praat, hoe meer ek bely, hoe meer ek jammer sê, hoe meer ek vir hom aan hom oorgee, hoe meer ek op Jesus fokus, hoe minder is daar van myself in my kop. Kom jy by ander mense en jy is te skaam om hulle in die oë te kyk, fokus op daai ander persoon. Want jy sien die ongeluk van die sonde en ons ongehoorsaamheid en ons rebellie gebeur dat ons in ons skaam wees niemand in die oë wil kyk nie. So,
Hier is die ding. Kom, ek fokus op jou en ek vra jou uit. Hoe gaan dit? Wie is jy? Wat doen jy? Wat gebeur in jou dag? En ander mense praat so maklik en lekker oor hulle self. En dit het vir my geleer om oor my skaamheid te kom. My vriende, by God is daar genesing. As jy Jesus in jou hart neem. En dan maak hy jou volkome genees van jou skaamheid. En ek bid dit vir jou. Hierdie vers moet ek en jy onthou en ons moet dit elke dag hardop sê en skryf dit teen jou muur. Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Amen op daai een, nee. Soek God, soek sy aangesig desperaat. Laat hy alles in jou denke en jou hart oorheers. Jy hoef nie van die môre tot die aand Bybelverse op te sê nie, maar jy kan jou gedagtes rig op hom, op positiewe dinge, op die mooi dinge in jou lewe. En jy sal sien algaande, gaan daai skaamwees oomblikke weggeraak, ligter raak, en op die ouene selfs verdwyn, dat jy op 'n plek kan kom, wat jy vir iemand anders kan raad gee, hulp gee, om te sê, ek is onder die bedekking, die covering van my Jesus Christus. Sy bloed was my skoon, en sy bloed bedek my, sodat God na my kyk, as sonder sonde, sonder daai skaamwees. Nou kan ek vir jou sê, my identiteit lê nie in myself nie. Dit lê nie in ander mense op wat hy aan my gedoen het nie. My identiteit lê in Jesus Christus. So eendag, want ek weet gaan ek saam met hom in sy hemelse woning wees. Gaan ek saam met al my boeties en sissies wat Jesus in hulle hart het, om God se tafel sit. En dis wat ek vir jou bid vandag, dat jy sal weet, daar is genesing by jou skaamheid. Dankie, o Here, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord vandag. Dankie dat u vir ons genesing gee, vir ons skaamheid. Dankie vir Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het. Sy bloed wat gevloei het, sodat ek kan weet, ek het 'n nuwe identiteit. Ek is 'n nuwe mens in Jesus. En daarom kan ek my kop oplig. En kan ek sê saam met wat ek in die woord lees, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. En ek gaan saam met my God sit, aan sy hemelse tafel. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, as jy enigstens voel jy wil gesels oor iets in jou lewe, nooi ek jou om met my kontak te maak. Ek is Sonja Goldberg en my nommer kan jy kry by ons kerk, Familiekerk Bottelaarry. Kontak my, want ek sal enige tyd met jou wil gesels. En dan nooi ek jou ook om saam met ons te kom feesvier elke Sondagoggend 09:30. Ons is by Kiro Brackenfell, waar ons die Here dien en loof en prys en sy naam groot maak. Kom raak deel van ons familie. Totsiens.